Die boodskap, Eksodus hoofstuk 18. Jethro kom kuier by sy skoonseun. Moses se skoonpa was mos Jethro. Hy het in Midian vir die Here gewerk en hom met offers gedien. Hy het gehoor wat God alles met sy volk en met Moses laat gebeur het. Hy het gehoor hoe die Here Israel laat wegtrek het uit Egipte. Moses se skoonpa het toe by hom kom kuier, daar waar hulle by die berg van die Here in die woestyn kamp opgeslaan het. Hy het Moses se vrou Sipora en sy 2 seuns Gersom en Eliezer saam met hom gebring. Moses het hulle destyds uit Egipte teruggestuur om by sy skoonpa te gaan bly. Soos voorheen gesê het hy die oudste seun Gersom genoem. Die naam het daarop gewys dat Moses 'n vreemdeling in 'n vreemde land moes word. Die tweede seun het hy Eliezer genoem. Dit het daarna verwys dat die God van sy voorouers hom gehelp het toe die farao van destyds hom wou doodmaak. Moses se skoonpa Jethro het hom met iemand laat weet dat hy en sy vrou en 2 seuns by die kamp aangekom het. Moses het sy skoonpa buite die kamp gaan ontmoet. Hy het, soos dit die gewoonte was, voor hom gebuig en hom op die wang gesoen. Na hulle mekaar klaar uitgevra het oor hoe dit met elkeen gaan, is hulle na Moses se tent toe. Moses het sy skoonpa uitvoerig vertel wat die Here alles met die farao en met Egipte laat gebeur het om Israel te bevry. Hy het hom ook vertel van al die probleme wat hulle langs die pad gehad het en hoe die Here hulle daaruit gehelp het. Jethro was baie bly om te hoor van al die wonderlike dinge wat die Here laat gebeur het om Israel uit Egipte te bevry. Jethro het gesê: "Loof die Here, hy het julle uit die greep van Egipte en uit die hand van die farao bevry. Hy het sy volk uit die kloue van Egipte geruk. Nou weet ek dat die Here groter is as enige mag op aarde, as enige onregverdige ding wat hulle met julle gedoen het." Moses se skoonpa Jethro het toe 'n offer wat verbrand word en ook gewone offers van diere wat geslag word vir God gebring. Aaron en die leiers van Israel het ook gekom en saam met hom die offerete geëet, waarmee hulle die Here geloof en groot gemaak het. Hofsaake word op 'n nuwe manier hanteer. Die volgende dag moes Moses as regter optree. Hy moes na die sake luister wat die mense van die volk teen mekaar gehad het en daaroor uitspraak lewer. Die mense het tou gestaan van vroeg tot laat en lank gewag vir hulle beurt. Moses se skoonpa het gesien hoe Moses probeer om self al die sake van die volk te verhoor. Hy vra toe vir hom: "Wat probeer jy regkry? Hoekom wil jy al die hofsaake alleen verhoor? Die volk moet die hele dag lank vir jou staan en wag." Moses het vir hom gesê: "Die volk kom na my toe omdat hulle God se beslissing wil hê. Wanneer hulle van mekaar verskil oor 'n saak, kom hulle na my toe. Ek moet vir hulle leer wat in God se wette staan en vir hulle volgens die Here se reëls sê wie is reg en wie is verkeerd." "Jy hanteer die saak nie reg nie," sê Moses se skoonpa toe vir hom. "Hierdie ding gaan vir jou en die volk skeefloop. Jy laai te veel hooi op jou vark. Jy kan dit onmoontlik alles alleen doen. Luister nou na goeie raad. Mag die Here hiermee saamstem. Jy moet nog steeds namens die volk met die Here gaan praat. Gaan aan om met hulle sake na God toe te gaan en vir hom te vra wat reg is. Wys die volk op die wette en die voorskrifte. Gaan aan om vir hulle te wys hoe hulle moet lewe en wat hulle moet doen. Vir die beslissing oor hulle verskille moet jy mans uit die volk aanstel wat as regters kan optree. Stel 1 man aan wat vir elke 1000 mense, of selfs vir elke 100 of 50 of 10 mense. Hulle moet goed genoeg wees om die werk te kan doen. Hulle moet respek hê vir God en vir die waarheid. Iemand wat hulle nie met geld kan omkoop nie. Stel hulle as voltydse regters oor die volk aan. Hulle kan die groter sake dan na jou verwys. Die kleiner sake kan hulle sommer self verhoor. So kan julle saam die vrag dra. Dit sal sake vir jou makliker maak. As dit volgens God se wil is, kan jy die sake van nou af so hanteer. Dit sal jou werk makliker maak. Die volk sal terselfdertyd dan ook meer tevrede gestel kan word." Moses het sy skoonpa se raad aanvaar. Hy het die plan geïmplementeer. Hy het mans uit die hele Israel aangestel wat reg was om die werk te doen. Hy het een van hulle vir elke 1000 of 100 of 50 of 10 mense aangewys. Hulle was derentyd beskikbaar vir die volk om na hulle sake te luister. Hulle het die moeilike sake na Moses verwys. Die sake wat makliker was, het hulle self verhoor. Moses het toe afskeid geneem van sy skoonpa. Jethro het weer teruggegaan na sy eie land toe.